Dankie Blackie, skus Carla. Is Carla, né? Ja. Goeiemôre. Ek het julle gehoor, maar julle het my nie gehoor nie. Wat ek gesê het, ek wil so 'n bietjie gesels oor die invloed wat ons op mekaar het, wat ander op ons het en ons op ander het, die rol wat ons speel. Dit sluit aan by vandag se kategese les. 'n Bietjie kyk na Spreuke en 'n gedeeltjie uit die brief aan die Hebreërs. So kom ons begin en ons sê vir die Here hoekom ons hier is. Here Jesus, U is koning. Ons buig voor U in aanbidding. En ons wil ons lewe, ons denke, ons optrede ook voor U stel vanoggend, sodat U deur die Heilige Gees in ons kan werk om ons nuut te maak, om verandering te bring, om groei te bring. Gebruik hierdie erediens ook om dit in ons lewe te doen. Amen. Genade vir jou en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus die Here deur die Heilige Gees. Ons gaan 3 liedere sing. Loof hom met die tromme. Nou as jy kyk na Loof hom met die tromme se agtergrond, dis 'n skildery wat deur Dominee Roelf Opperman gemaak is. Die ou Potties mense sal vir Roelf onthou, ek dink hy was hier in een van die gemeentes gewees, lank terug. Daarna Heer met my hele hart en dan Hemelvader ons aanbid.
En kan gerus sit. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons aanbid U. Koning Jesus, ons bring lof aan U. U wat ons so lief gehad het, of so lief het, dat U elke dag in ons lewens betrokke wil wees. U wat bereid was om U lewe ter wille van ons af te lê, sodat ons lewe en vrede in oorvloed kan hê. Sodat ons die mense kan word wat U wil hê ons moet wees. Dankie dat U op verskillende maniere in ons lewens werk. Deur U woord, waar U met ons praat. Dankie dat ons die Bybel kan lees, dat ons kan luister na boodskappe wat verkondig word. Dat ons dikwels van U teenwoordigheid en U liefde bewus word as ons stil word voor U. Dankie vir positiewe invloede wat vriende in ons lewens het. Waar dit vandag Moedersdag is, wil ons ook vir U sê dankie vir die positiewe invloed wat elke ma op haar gesin het, op haar kinders. Die rol, die belangrike en vormende rol wat ma's in ons lewens speel. Dankie dat dit ook 'n manier is waarop U ons vorm. Ook pa's, broers, susters. Dankie dat U vandag ook deur U woord met ons wil praat. Heilige Gees van God, ons stel onsself oop voor U, sodat U met ons kan praat. Amen. Ons gaan lees uit Spreuke hoofstuk 4, moet ek nou net daar uitkom, van vers 10 tot 27. Maar net sommer so die eerste vers sê, kinders, neem die opvoeding wat 'n vader julle gee ter harte. Slaan daarop ag, sodat julle kan leer wat insig is. En nou is dit ook nou mos nou maar so, as die Bybel praat van vader, dan word die vrou daarin ingesluit. Dis maar die kulturele opset van die Bybel gewees. Goed, en dan kyk ons hier by vers 10. Luister my seun en aanvaar wat ek jou sê. Dit sal jou lewensjare baie maak. Ek sal jou leer wat die pad van wysheid is. En jou die regte koers laat loop. As jy loop, sal daar niks in jou pad wees nie, en as jy hardloop, sal jy nie struikel nie. Hou vas aan wat ek jou leer. Moet dit nie laat los nie, bly daarby, want dis jou lewe. Moenie agter die goddeloses aanloop nie. Vermy die pad van slegte mense, los dit. Moenie daarop loop nie, draai weg. Vermy die slegte mense. Hulle kan nie slaap as hulle nie kwaad gedoen het nie. Hulle lê wakker as hulle nie iemand se ondergang bewerk het nie. Misdaad is hulle kos. Geweld hulle drank. Die pad van die regverdiges is soos helder oggendlig wat groei en sterker word, totdat dit heeltemal dag is. Die pad van die goddeloses is soos die donker. Hulle weet nie waaroor hulle sal struikel nie. En dan sê Spreuke ook, wees baie versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. En dan, dis Spreuke 12 vers 26, en dan Hebreërs 13, wil ek net so vers 1 lees,
dis een van die teksgedeeltes van vandag se katekese. As broers moet julle mekaar altyd lief hê. Kom ons lees sommer die res van daai perikoopie ook. Moenie nalat om gasvry te wees nie, want deur gasvry te wees, het sommige mense sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves. Dink aan die gevangenes asof julle self ook gevangenes is, en aan die wat mishandel word asof julle self ook mishandel word. Vers 7, dink aan julle voorgangers, wat die woord van God aan julle verkondig het. Let op hulle lewenswandel tot die einde toe en volg die voorbeeld van geloof wat hulle gestel het. Julle voorgangers, die apostels, die leiers in die gemeente, wat 'n voorbeeld stel in wat ons kan navolg. Spreuke sê dat verskillende dinge ons op 'n verkeerde pad, 'n pad wat weg van God af lei, kan neem. En dis 'n pad wat hartseer bring. Jare gelede, toe ek nog geswat het, toe's daar 'n drama, gits, hierdie ding wil nou verloor. Ek kom net mooi aansit hier. Toe's daar 'n drama in die Johannesburgse Stadskouberg. Nou vra ek vir my oom, hoe kom ek daar? Dis nou nog voor GPS'e en daai klas van goeters, en selfone wat ou sê, wys my. Nou beduie my oom, hoe kom ek daar? Goed, en ek het nou 'n girl saamgeneem, en die storie is verby, en nou moet ek teruggaan Pretoria. Toe maar het nie vir my gesê, hoe kom ek op die snelweg nie. So noodloos om te sê, toe ek so ry, toe sien ek nie, okay, die 2 torings, daai tyd het ons die Hertzog en die Strydom-toring genoem. Nou het hulle ander name. Die 2 torings sit verkeerd om, so ek is besig om Kaapstad toe te ry, nie Pretoria toe nie. Nou sien ek, hier is die pad wat ek moet ry hieronder, maar dis amper so hoog soos hierdie dak wat ek moet af. Kan nie daar af nie. So die eerste afrit wat ek kry, sit die stad, vat ek. En toe ek sien, toe ek weer voor die Stadskouberg. Toe sê ek, okay, nou hou ek net hierdie straat en ek voeter net noord, laat ek ten minste weet watter rigting, en uiteindelik het ek toe daarom noord op die snelweg gekom. As 'n mens verkeerde aanwysings het, dan kom jy nie by die regte plek uit nie. Daar is hy, daar werk die skyfie. Jaco, ek weet nie, ek sukkel met hierdie ding nou, maar ons sal maar probeer. Die probleem daarmee is, dan mis jy dalk iets baie belangriks. En as dit nou 'n lekker partytjie saam met jou pelle is, of 'n rugbywedstryd, dit is daarom nou erg as 'n mens nou die rugbywedstryd mis, maar jy gaan nie dood daarvan nie. Jy gaan nie dood daarvan nie, al dink ons so nie. Maar daar's goed wat 'n mens op so 'n slegte pad lei, dat jy doodgaan. En die Bybel sê, dit is nou nie hierdie dood wat ons elkeen sterf wanneer ons siek word nie. Dis 'n ewige dood, weg van God af. Maar dis nie net een dag nie, want 'n mens sterf hier en nou ook al. Jy mis die vrede, die hoop, die teenwoordigheid, die groei, al die goeie dinge wat Jesus in jou lewe wil teweegbring. Mens mis dit, en dis baie belangriker as 'n rugbywedstryd. Spreuke 4 vers 14 sê, mense wat lief is om slegte dinge te doen, en slegte planne uitdink, lei jou op 'n pad wat weg van God afloop. Daar staan, jy moenie op die pad loop van mense wat verkeerd doen nie. Daai mense hou daarvan om verkeerd te doen en om mense seer te maak. Dis vir hulle so lekker soos om te eet en te drink. Dis die Bybel vir almal se weergawe daarvan. Een van die kommentators op Spreuke, McCain, ekskuus, ek vergeet om boontoe te wys. Hy sê, in their addiction to evil, they are like the sleeping pill addict who has been denied their daily dose. Hulle doen alles om net kwaad
en slegte dinge te saai. Die Bybel sê nog iets oor hierdie mense in hulle pad. Die Bybel sê, mense wat verkeerd doen is soos mense wat in die donker hardloop. Hulle gaan nog hard val. Dis die Bybel het kinders se weergawe. Met ander woorde, 'n belangrike ding wat 'n ou op 'n verkeerde pad kan lei, is ander mense en vriende. As iemand iets wil laat doen, as iemand 'n mens iets wil laat doen, waaroor die Here nie bly sal wees nie, bly weg van daai ou af. Bly weg van daai af. Jy kan miskien met hom vriendelik wees, jy kan miskien die evangelie met hom probeer deel, maar moenie saam met hom loop op sy pad nie. Want hy trek jou saam op 'n pad van hartseer en dood. Hulle invloed maak nie dat jy 'n rugbywedstryd of 'n partytjie mis nie. Jy mis God se liefde en geluk. Dis wat jy mis. Daarteenoor kom Spreuke en hy sê, mense wat luister na wat God sê, se pad is soos die helder oggendlig. Dit groei, dit word sterker, helderder, totdat dit heeltemal lig is. Ander mense en die tydsgees waarin ons leef, het 'n baie belangrike invloed op ons optrede, op wat ons doen. Ons sien dit in Suid-Afrika van vandag. In die korrupsie, wat tot in die diepste wese van ons samelewing ingedring het. Dit voel asof daar nie 'n enkele politikus is wat eerlik is en wat die regte pad loop nie. Wat nie by korrupsie en steelery betrokke nie. Maar dit kom nader aan onsself ook. Dit is lekker om na die politici die vinger te wys, né? Die tydsgees beïnvloed ons ook. Hoekom verwag byna elke verkeersbeampte of amptenaar met wie jy 'n transaksie moet beklink om koopgeld? Waar kom dit vandaan? Van die eerste ou wat daai R100 noot so in sy ID-boek gesit het vir die spietkop, né? En nou het ek gehoor dit, my pel het daai boete gemis. So ek doen dit ook. En môre oormôre is daai spietkop soos 'n hond wat gewoond word, ek gee vir hom elke slag ietsie lekkers as hy iets moois doen. Ergens, een of ander tyd, sê ons, ag, almal doen dit. Hoekom dan nie ek ook nie? Dis die invloed van die tydsgees op ons. Ons kan maklik na die politici kyk, ja, dis verkeerd, en dit maak ons kwaad. Maar die invloed van die tydsgees kom op een of ander manier ook in ons in. En dan dien ons nog die Here, maar ons het so agterdeurtjie. Ek het 'n baie goeie vriend, die ou was 'n rekkie. En daai ding is in hom ingedrul, hoor. Kyk, as jy hom moeilikheid gee aan, dan gaan hy vir jou gou dres. En in hierdie hele politieke stelsel het hy op 'n stadium vir my sê, jong, ek dink ons moet nou vir die ouens die donkerbek begin wys. Met ander woorde, is nou tyd laat ons begin skiet. Toe het hulle rekkies 'n reunie. En toe hy van daar af terugkom, toe sê hy vir my, Tinus, daai pelle van my het vir my gewys, dis nie die regte pad nie. Voorbeeld van die invloed van vriende op ou. Positief, né? Positief, dit het hom op 'n beter pad gestuur. Maar ander mense beïnvloed ook hoe ons oor onsself dink. Hoe ons oor onsself dink. In Spreuke sê ons moet versigtig wees wat ons dink, want 'n mens begin dink, dit wat jy doen,
Want 'n mens begin dit waaroor jy dink later doen. Wat ons dink, kan ons gelukkig en vol vrede maak, of baie hartseer. Dit kan ons nader aan die Here bring, of dit kan ons wegvat van die Here af. In die Bybelse tyd het mense, ons sê, jy dink met jou kop, en jy voel met jou hart. Daarom sê ons, ek is hartseer, né? As iets slegs gebeur het, is ek hartseer. Bybelse ouens het gesê, jy dink met jou hart, en jou emosies is in jou niere gesetel. So jy voel met jou niere. Vir ons vreemd, maar dis hoe hulle daaroor gedink het. Nou het ek 2 blaadjies gevat hier. En as Spreuke 4 dus sê, wees versigtig met wat in jou hart omgaan. Ek gaan hierdie ding so hou. Wees versigtig met wat in jou hart omgaan. Dan bedoel hy, mens moet versigtig wees met wat jy dink. McCain, hierdie kommentator van wie ek nou gepraat het, sê, the mind is the fountainhead from which issue vitalizing and fructifying springs. Uit jou gedagte kan daar positiewe dinge na vore kom. Wat 'n mens dink, bepaal hoe jy lewe. Jesus het gesê, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Negatiewe denke lei tot negatiewe gedagtes. Die sportwetenskap verstaan hierdie beginsel baie goed. Daarom het al die groot rugbyspanne sielkundiges wat hulle spelers voor die tyd reg voorberei. 'n Atleet wat wil presteer, sy afrigter weet hoe om hierdie atleet in homself te laat glo. En dit bepaal tot, ek wil amper sê, 50% van hierdie atleet se prestasie. As hierdie ou glo, ek kan nie, ek gaan nie dit reg kry nie, hy hoef nie eers te gaan deelneem nie. Partykeer glo ons slegte goed oor onsself. Goed wat nie waar is nie. 'n Mens kan dink, ek is nie sterk genoeg nie. Niemand hou van my nie. Ek sal dit nooit kan regkry nie. Ek is nie goed genoeg nie. En dan begin jy vanuit daai mindset te dink. Ons begin al slegter voel oor onsself. Ons hou al hoe minder van onsself. En dit beïnvloed ons optrede negatief, want diep binne in ons word ons ongelukkig. Ons glo ook dat God nie vir ons lief is nie, dat ons nie goed genoeg is vir hom nie. Slegte goed wat ons oor onsself dink, slegte goed wat ons oor die lewe dink, keer die Heilige Gees om ons te maak soos wat God ons wil hê. Liefdevolle mense, mense wat omgee, mense wat vol vreugde leef. God wil hê ons moet soos 'n lig wat skyn wees. Spreuke wat sê, die regte mense is soos die oggendlig wat al hoe helderder deurbreek. God wil hê ons moet soos 'n lig wees wat skyn. Ons moet sy liefde uitstraal. Ons moet sy vrede uitstraal. Negatiewe dinge, verkeerde dinge, maak ons lig dood. Wanneer ons denke, ons gedagtes in lyn met God se wil kom, dan maak dit ons gelukkig. Paulus skryf mos in Filippense 4 vers 4, hy sê, alles wat goed is, alles wat waar is, alles wat mooi is, alles wat loflik is, sommer so 'n hele rits goed wat hy noem positiewe dinge. Hy sê, bedink dit. Fokus daarop. Fokus daarop. Hy sê, ja, julle moet dink aan alles wat mooi is, alles waarop 'n mens trots kan wees. Dan sal God wat vrede gee by julle wees. Lang gelede is ek op besoek by een van my lidmate daar,
En die ouderling oom Teens Pretorius is saam, baie oulike, toegewyde, gelowige man. En nou is ons gesprek maar 'n bietjie negatief, en ek kan nie onthou wat het oom Teens gesê nie, maar hy het net een of ander iets gesê, wat dadelik die gesprek verander het, die gesprek se trant verander het, en God se hoop vir ons laat deurbreek het. Eenvoudige ding wat hy gesê het. Liewe vriende, dis wat ons vir ander mense kan doen. En ons moet toelaat dat die Heilige Gees ons denke nuut maak. Wees versigtig met wat in jou hart omgaan, sê Spreuke, want dit bepaal jou hele lewe. Wees versigtig wat jy dink. Ons word amper dag en nag gebombardeer met negatiewe dinge, met slegte nuus. Maar daar's goeie nuus ook. En jy kan kies van waaruit ons wil leef. Of ons vanuit die negatiewe wil leef en of ons vanuit die positiewe wil leef. Vanuit die hoop wat God vir ons gegee het. En dan maak ons 'n verskil. Dan bring ons hoop. En dan het ons lewe. Jy kan kies watter pad jy wil loop. Jy kan kies of jy deur jou verkeerde vriende en of jy deur die tydsgees van die dag gevorm word. Dit lei tot negativiteit. Dit lei tot negatiewe optrede. Spreuke sê, loop God se pad. Dit gee lig, dit gee lewe, dit maak jou gelukkig en dit help jou om ander mense ook op die regte pad te lei. In Suid-Afrika van 2026, met al die slegte nuus en korrupsie en, het ons dringend verandering nodig. Verandering van gesindhede, van self en grypsig na gesindheid van dien. Van haat na vergewensgesindheid, van wanhoop na vertroue op God en hoop. Waar gaan dit begin? Ons kan bid laat dit by die politici en daarbo begin. Maar eintlik begin dit nêrens anders as in en by jou en my nie. Waar ons anders optree, ons manier van dink, ons manier van optrede, skep hoop en lewe of wanhoop. Amen. Here Jesus, dankie dat U deur U Heilige Gees in ons werk. Dankie dat U vir ons 'n boodskap van hoop en vrede en liefde gebring het, wat ons lewens verander, van swartgalligheid na hoop. Ja Here, daar's baie dinge, baie redes hoekom ons swartgallig kan wees. Hierdie geweldige hoë brandstofprys gaan weer kospryse laat styg. En gaan maak dat ons die belt nog 'n bietjie stywer moet intrek. Maar dankie dat ons weet, U is daar. U is daar om ons te help. Dat ons dit wat ons beleef in Suid-Afrika vandag, vanuit die hoop van die opgestane Christus, kan tegemoet stap. En sê, ek sien kans vir môre, want Jesus leef. Ek sien kans vir môre, want my God maak my voete soos die van 'n ribbok op hoë plekke, laat hy my veilig loop. Dankie dat ons lewens voor U kan kom lê en sê, Here, lei ons op U koers, sodat ons soos die oggendlig sal wees wat al hoe sterker deurbreek, sodat ons ook ander mense op die regte pad sal lei. Ons wil nie soos goddelose mense wees, wat kwaad stig en haat bring, haat kweek nie. Help ons om so te leef, dat ons U liefde uitleef. By die petroljoggie,
wanneer ons petrol ingooi, in die winkel, by die kassier, wanneer ons in die dokter se spreekkamer sit en wag en hier's iemand langs ons, wat ook maar benoud is oor dit wat voor lê, op die rugbyveld, of langs die rugbyveld, of langs die netbalveld, waar ons is, wat ons doen, help ons om so op te tree, dat ons hoop bring. Seën ons met u liefde, met u Heilige Gees, wat ons nuut maak, Here. Amen. Dankie. Word die liefdegawes nou ingesamel? Ek het nie gevra nie. Goed, eers die liefdegawes. Dankie jongens. Laaste lied is Helder skyn die lig vir die nasies. En dan nou ook mos die gedagte dat God se lig deur ons skyn.
God die Vader en die Here Jesus Christus seën julle met vrede, liefde en geloof. God se onverdiende goedheid sal met julle wat vir die Here Jesus lief is, wees elke dag van hierdie hele week. Amen. Dankie, ek weet nie of daar nog iets volg nou nie, u kan gerus sit.